Goeiedag en hartlik welkom by Alles Uniek. My naam is Henriette en dit is lekker om weer saam met jou te kuier vandag. En soos jy weet, is ons tans besig met 'n reeks wat handel oor ons identiteit. En soos ouer gewoonte, verwelkom ons weer vir Anita om met ons te kom gesels oor 'n reeks wat natuurlik te doen het met die feit dat jy 'n oorwinnaar kan wees. En natuurlik is dit nodig om te weet hoe God ons sien en dat ons nie moet stil staan by die manier hoe ons onsself sien of hoe ander ons sien of ons beskryf of ons laat glo het dat dit is hoe ons eintlik is en hoe ons eintlik moet wees nie. En dit is nodig dat ons uit al die vooropgestelde idees sal uitbeweeg en inbeweeg in dit wat God se plan vir ons is en hoe hy ons oorspronklik geskep het. En die enigste manier om dit reg te kry is om te weet hoe God jou sien en wat God se plan rondom jou lewe is. En natuurlik weet ons dat hy ons liefhet met 'n oneindige liefde en dat hy net die beste vir ons wil hê. En hy wil nie hê ons moet bly waar ons is, hy wil hê ons moet vorentoe beweeg, sodat ons natuurlik nader kan beweeg aan dit wat sy oorspronklike doel vir ons was. En ons kan natuurlik in die oorwinning beweeg. Hoe lekker is dit om te weet dat ons kan vry wees wanneer ons 'n pad saam met die Here kan loop en dat waar hy deel is van ons lewe. So sit agteroor vandag en luister lekker saam waar Anita in die tweede aflewering kom gesels oor ons identiteit. Natuurlik ons identiteit in Christus Jesus. Mooi bly en ons gesels weer volgende week. Goeiemôre. Ek sê net maar dis môre, maar ek weet jy gaan dit dalk luister as dit in die middag is. So ek moet seker maar sê goeiedag. Goeiedag. By my is dit 5:00 in die oggend. En ek sit lekker met 'n koppie koffie. Verkeerde bril, maar ek kan darm iets sien. Maar dit is so lekker om net weer saam met jou te kan kuier rondom belangrike goed. Ek wil amper sê lewensbelangrike goed. Lewensbelangrike feite, waarheid. Nou hulle sê mos nou jy kry 'n paar soorte waarheid, 3 soorte waarheid. My waarheid, jou waarheid en dan die waarheid. En ek wil nog 'n waarheid bysit. Die vyand kom met 'n waarheid. En in hierdie reeks waar ons gaan praat oor identiteit in Christus, is dit baie belangrik om te weet. Is dit my waarheid? Is dit jou waarheid? Is dit die vyand se waarheid of is dit God se waarheid? Nou verlede week het ons lekker gekuier rondom identiteit en ek het bietjie gepraat oor wat is identiteit? Dis nie noodwendig, dis nie die identiteit waaroor ek wil praat. Is nie die groen standaard ideeboekie wat ons het in Suid-Afrika nie. Die vraag is gevra en ek hoop jy kon gaan dink oor dit. Wie is jy? Wie is jy regtig? Wat dink jy oor jouself? Is die goed wat ons gevra het. Wat het mense gesê, wie is jy? En het jy saam begin gesels? Het jy saam begin dink daai selfde goed? As dit goed is, fantasties. Maar as dit slegte goed is, dan het ons al begin saam praat en saam dink en saam reageer en op die ou end word dit jou identiteit. Ek het spesifiek genoem van die een persoon wat gesê het van kleins af is hy as 'n sensitiewe seentjie 'n moffie genoem. En daai het die identiteit vir hom geword. Wat glo jy oor jouself? Is jy 'n medewerker van God? Praat jy God se taal? Praat jy God se waarheid oor jouself? Of praat jy die vyand se waarheid? Wie se waarheid? Wie se waarheid seëvier in jou lewe? Hoe lyk
die vyand in jou lewe het ons gepraat. En dis meeste van die tyd is dit mense. Die vyand werk deur die mense rondom jou. Of dit nou jou ouers is, en of dit jou broers en susters is, en of dit neefies en niggies is, ooms en tannies, onderwysers, jou eggenoot, jou kinders. Die vyand werk deur mense wat beskikbaar is vir sy vuil werk. Hoe lyk die vyand in jou lewe? Deur wie werk hy? En dan moet ons onthou, die woord sê mos nou, dit is nie 'n stryd, ons het nie 'n stryd teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte in die lig. So watter mense rondom jou is beskikbaar vir die vyand se leuns? Woorde wat oor jou uitgespreek is, dis wat ons gepraat het, want dit is die woord sê, Spreuke 18 vers 21, dood en lewe is in die mag van die tong. En die wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. So, ek gesels 'n paar weke terug met 'n vroutjie, wat in 'n baie slegte posisie is in haar huwelik, met 'n man wat verskriklik ongeduldig is, en dan uitvaar teenoor haar, en die slegste goed vir haar sê, en inkriminerend beklei, nie die bal speel nie, maar die persoon, en sy is net by 'n punt waar sy dit nie meer kan, sy kan nie meer nie. Sy woorde het haar verwoes. Sy vertel vir my, haar woorde is haar liefdestol. En sy vertel hoe dat sy baie keer voel, daai woorde wat hy so na toe slinger. En dis eintlik soos 'n groot kanon wat 'n gat deur haar binneste blaas. En 'n halfuur later is hy heeltemal fyn, dan kan hy nie eens onthou dat hy sulke goed gesê het nie. En dan bloei sy vir weke. So, ons besef nie wat ons woorde vir mense sê nie. Kyk ons na mense, en heel eerste wil ek jou vra, kyk jy na jouself deur die bril van Jesus se bloed? En watter identiteit kleef jy aan? Ek weet, ek het 'n vreeslike oulike lied gehoor. Dit is, ek dink sy het hom nou die 31ste Mei vrygestel. Megan Woods sing The Truth, en ek wil dit graag vir jou lees. How many times can you hear the same lie before you start to believe it? The enemy keeps whispering to me, swear these days it's all that I'm hearing. I used to know who I was, but now I look in the mirror and I'm not so sure. Lord, I don't want to listen to the lies anymore. En dan is die chorus gedeeltes, sing sy, the truth is, I am my Father's child. I make him proud and I make him smile. I was made in the image of a perfect king. He looks at me and wouldn't change a thing. The truth is, I am truly loved by a God who's good when I'm not good enough. I don't belong to the lies, I belong to you, and that's the truth. When I feel like there's so much noise, living rent-free in my head, heaven finds me in a still small voice, and it sounds like grace instead. You remind me who I am when I look in the mirror and I'm not so sure. Lord, I don't want to listen to the lies anymore. The truth is, I am my Father's child. I make him proud and I make him smile.